Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. On those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, for it is light that makes everything visible. This is why it is said, "Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. Asai, goeiemôre Ligpunt. My naam is Johan van Aswegen en dit is my voorreg as ouderling en predikant om ons verder te vat in ons reeks. Dis al reeds 'n redelike volle oggend en ek het ook redelik baie wat ek met julle wil deel. God se woord is so ryk en daar's baie om te sê en ek hoop en bid en glo dit sal opbouend wees. Ons gaan aan met ons reeks Laat daar lig wees en ek wil nou oor 'n oomblik meer daaroor sê, maar dis die begin van die jaar, daar's so baie aan die gang en ek moet net gou begin deur julle te vertel van 2 geleenthede waar ek wil nie hê ons as gemeente op moet uitmis nie. En so die eerste ene is die 17de Februarie. Andrew Satch is ons spreker vir ons jaarlikse kamp. Hy gaan die hele week voor die kamp 'n klomp praatjies doen. En die eerste een is op maandag aand, die 17de Februarie by ons kerkkantore by Stadsmission Pretoria en hy gaan daar praat oor Jesus se bergprediking. En dit gaan besonders wees, ons wil nie daarop uitmis nie. Hy doen dit as deel van 'n bediening wat Ligpunt by betrokke is, Transmission, waar ons die alledaagse gelowige wil oplei in woordbediening. En so as jy 'n hart het of 'n begeerte om meer betrokke te raak in die kerk, om in die kerk te kom bedien, wees daar op daai aand 17de Februarie. Dan op die Woensdag aand gaan hy weer 'n praatjie doen, ook by Stadsmission, en op hierdie aand gaan hy vir ons 'n oorsig gee oor 1 en 2 Konings. En nou 1 en 2 Konings is waaruit hy gaan preek in ons kamp. En so om 'n oorsig te kry oor die 2 boeke gaan ons wonderlik dien vir die kamp. En so nog 'n wonderlike geleentheid om hom te hoor praat en om gewoon te raak aan sy Engelse aksent. Okay, so kom, woon hierdie goeders by, nooi julle vriende, ouers, dis dalk 'n goeie geleentheid om een by te woon en dan pas pa die kinders op en dan Woensdag aand pas ma weer die kinders op, julle kan albei bywoon, so te sê, dit gaan nie moeite werd wees. Okay, terug by ons reeks. In hierdie reeks, Laat daar lig wees, het julle al oor en oor gehoor, ons wil onsself net weer vestig en herinner aan ons nuwe roeping as kerk. Ons wil 'n kerk wees wat God se lig laat skyn. Nou, hoe skyn ons God se lig? Wel, in die reeks het ons oor die laaste paar weke onsself herinner aan kernwaardes wat jou en ons weer 'n idee gee van wie ons is as kerk. En so hier is van die kernwaardes wat ek net hier opgooi om ons te herinner hoekom ons hierdie reeks doen. Hierdie is hoe ons God se lig laat skyn. Ons is God gesentreerd. God is lig en lewe. Ons is woord gesentreerd. Sy woord is die lamp vir ons voete. Ons is evangelie gesentreerd. Jesus skyn God se lig in ons harte en hy is die middelpunt en die hoogtepunt van elke ligpunt, diens en samekoms. En vanoggend, waar ons vanoggend wil praat is, ons is gemeenskapsgeoriënteerd. Ons is geroep om saam as een liggaam te wandel in die lig. Dis waar vanoggend se preek gaan.
En dan volgende week. Ons is sending gedrewe. Ons wil hê ons lig moet uitwaarts skyn. Ons wil 'n lig wees vir die wêreld. En hierdie is hoe ons hoop om God se lig te laat skyn, soos ons bedien hier in Pretoria. Maar vanoggend praat ons oor ons as kerk wat gemeenskap georiënteerd is. So kom ons bid saam vir God se woord en vra dat hy ons oggend sal seën. Here, ons weet U is hier, maar openbaar in ons dat U met ons wil praat. Dat U nie net hier is nie, maar U is hier en U is begeerig om ons te ontmoet waar ons is. Help my hart ook. Ek is gevalle, ek is vol foute, en ek is beperk in elke opsig, en so help my, Heilige Gees, kom en maak my vol, en preek U woord deur my. Ons bid die dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vanoggend, soos wat ons dink aan Ligpunt as kerk, wat gemeenskapsgeoriënteerd is, dan wil ek ons uitnooi om te kyk na Efesiërs 5 en eintlik die hele boek van Efesiërs, wat sommer direk en vinnig ons in die diep kan gooi en vir ons wil sê, ons is nie tevrede met afstandige bywoning. Kom gou, hoor iets mooi en gaan weer vinnig huis toe nie. Dis nie kerk nie. Efesiërs wil vir ons verduidelik, kerk is veel ryker as dit. En al is daar soveel goed wat ek kan sê, wil ek net vir julle 1 of 2 waarhede uitwys oor die rykheid van gemeenskap binne kerk. En so om dit te doen, wil ek vanoggend begin deur te praat oor 'n vistank. 'n Vistank. Baie opwindend. 'n Vistank. Hierdie vistank is 'n glasveer wat uitgestel word in die American Museum of Natural History in New York. Hulle noem dit die ecosfeer. So 'n baie cool vistank. Hier is hoekom. Die ecosfeer, hierdie vistank, was totaal en al geseël in 1999. Geen suurstofpomp nie, geen kos word gevoer nie, niemand maak die tank elke week skoon nie, hy is totaal en al geseël en 'n mens het al vir 26 jaar nie geraak aan die vistank nie. Totaal en al geseël en die diertjies lewe voort. Hoe is dit moontlik? Want elke diertjie, elke plant binne in die ekosfeer, hulle almal dien mekaar. Dis die perfekte ekosisteem. Die plante maak nodige suurstof. Daar's klein kreefietjies wat die tank skoonmaak en dis al kos wat hulle nodig het. Daar's 'n baie ingewikkelde bakterieë wat 'n verskriklike belangrike ding doen wat ek nie vir tyd het nie. Maar die punt is, die organismes hier binne in hierdie geseelde vistank kort aan niks, want hulle het mekaar. As een wegval, sou almal wegval. Maar toe, so 'n paar jaar terug, het mense iets verstommend geleer oor hierdie ekosisteem. Mense het gedink, niks kan hierdie vistank oorkom nie, hy's perfek, ons gaan hom los vir honderde jare en hy gaan voortleef. Maar toe, gebeur iets wat niemand kon voorspel nie. So 'n paar jaar gelede, toe moes hulle bouwerk en bietjie maintenance doen aan die museum, en so, hulle gooi toe 'n tarp oor die vistank natuurlik om hom te beskerm, en seker het ook niks gebeur met hierdie geliefde vistank nie. Gaan so 'n paar weke gaan verby, hulle doen hulle werkies wat hulle moet doen, en toe hulle daai tarp afruk, toe is amper alles binne in die vistank dood. Niemand kon verstaan nie, wat het gebeur? Almal het vergeet van die belangrikste ding. Al het hierdie vistank alles gehad, was daar een ding wat niemand aan gedink het nie, wat van buitekant af gekom het. Een ding. Die een ding waarsonder hierdie ekosfeer nie kon voortlewe nie. Lig. Lig. Sonder lig het die hele ekosisteem platgeval. Bouers. Weet, ek spot my pa se bouer, ek kan 'n grappie maak. Die organismes het mekaar nodig gehad, ja, maar ook die lig van buitekant af. Efesiërs 5 wat ons nou net gelees het, sê vir ons om spesifiek, hierdie is die opsomming, hierdie is die groot boodskap, sê vir ons om saam te wandel in die lig. En ek kry dit by vanuit Efesiërs 5 vers 8 af.
Kyk op julle blaadjie saam met Efesiërs 5:8 sê vir ons, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk, live as children of the light." Die boodskap van Efesiërs 5 is wandel saam in die lig. Daar's 2 kritiese bestanddele vir 'n gesonde, volwasse geloof: die saamwees van kerk en die lig van die Here. 2 bestanddele wat krities is vir 'n gesonde geloofsreis: saamwees en die lig van die Here. En so dis waar ons gaan praat vanoggend. Om saam te wandel, ons eerste punt, en om in die lig te wees, ons tweede punt. Kom ons praat eers oor ons, die saam van kerk. Efesiërs 5 praat nie van jy as kind nie. Hy kon, en hy doen dit op ander plekke. Maar Paulus gebruik spesifiek reg deur hierdie teks meervoudige taal. Hy sê julle is saam kinders wat saam in die lig behoort te wandel. Reg deur hierdie stuk gebruik Paulus 'n korporatiewe beelde. Hy praat nie met individue nie, hy praat met die saam. Hy praat met die kollektief. Efesiërs as 'n boek maak ook van die grootste en rykste stellings wanneer dit kom by wat dit beteken om 'n kerk te wees. Hier is net een voorbeeld. In ons konteks, net in die hoofstuk voor Efesiërs 5, hoofstuk 4, sê Paulus die volgende oor kerk. Ryk stellings oor die kerk. Hy sê, ons as kerk, speaking truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body is joined and held together by every supporting ligament, as it grows itself and builds itself up in love, as each part does its work. Christus is die hoof, en ons is die liggaam, en as ons in hom is en glo in hom, is ons deel van sy liggaam. Die saam van kerk is soos spiere, tendons en senuwees wat saamwerk. Wanneer die Bybel praat van die saam van kerk, beskryf dit die sterkste moontlike saam. Verskillende parte, maar so verbind aan mekaar, niemand sal sê, jou hand is 'n part van jou voet nie. Ons is so afhanklik van mekaar, niemand hier sal sonder een deel van hulle liggaam wil lewe nie. Die onafhanklike alleen Christen is 'n kategorie wat volgens die Bybel net nie bestaan nie. Die eie ek val weg en net die saam bly oor. Die Christelike reis is 'n lang en nou pad, en dit is nie 'n solo onderneming nie. Maar oral in die Bybel word ons geroep om die lang en nou pad te sien as 'n gedeelde samewerking wat ontwerp is juis om hierdie reis makliker te maak. Ligpunt, die kerk is God se voorsiening vir ons. Dit is sy geskenk aan ons. Dit is sy plan. Dit is sy ontwerp. Nog 'n kragtige stelling wat gemaak word in die boek van Efesiërs oor die kerk, is dat die kerk God se bruid is. Soos 'n bruid op haar troudag alle aandag trek, al is die Here oral besig in die wêreld om te werk, geniet die kerk sy spesiale aandag, soos hy kies om hier te werk op maniere wat hy nêrens anders doen nie. Alles wat ons nodig het vir 'n gesonde Christelike lewe kan gevind word hier, onder God se mense, wat vergader onder God se woord met Christus as hoof. Dit is in en deur die saam van kerk waar ons gevorm word, gedra word, gewaarsku word. Dit is waar ons die geleentheid ontvang om liefde, Jesus se liefde, te kan ervaar, soos wat Jesus se hande en voete hier ons onder mekaar dien, soos die diakens net 'n voorbeeld daarvan was. Maar dis ook 'n geleentheid vir ons om daai selfde liefde wat ons ontvang te kan uitdeel aan enige iemand wat behoeftig is onder ons. Ons kry die geleentheid om deel te word van God se werk op 'n daadwerklike manier. Die kerk is die plek waar die Gees met ons praat, ons lei en ons verdiep op so 'n kragtige, skerp manier. Dis eintlik 'n wonderwerk waar ons nie genoeg
praat nie. Die kerk is 'n plek waar ons saam sing, saam luister, saam lag en saam huil. Dit is waar ons soos Jesus vir ons eie bloedfamilie sê, hierdie is my mense. Nie omdat ons nie lief is vir ons bloedfamilie nie, maar omdat ons 'n kragtige band hier ervaar wat bo-natuurlik is. Julle is my familie. Dit is die kerk. Ek is bewus, nie almal het so ervaring van kerk nie. Hoeveel mense is nie al deur kerke seer gemaak nie, ek is bewus. En ek weet daar bestaan nie iets soos 'n perfekte kerk nie. Maar toe ek hierdie lees en weer myself net, ek staan in bewondering van die kerk, toe ek hierdie sien, toe ek weer net teruggeslaan deur die feit dat die kerk reg oor die wêreld nog nooit ophou groei het nie. Nog nooit nie. Die kerk groei van een glorie tot die volgende. Miljoene mense reg oor die wêreld ervaar die wonder van God se geskenk in hierdie gemeente. En in elke gemeente wêreldwyd. Afstandige Sondag bywoning. Dit is veilig. Dit is veilig. Dit is ook waar ons almal moet begin indien ons nie is by 'n gemeente. Ons almal moet begin by 'n plek waar ons nie weet waar ons hier inpas nie. Maar mag hierdie woord, hierdie duidelike wonderbeskrywing van God se kerk, mag dit weer 'n uitnodiging wees. Nie net vir ons om nader te staan aan God se kerk nie, maar vir ons om weer die uitnodiging te sien van God se bruid. Vir ons om te hoor, kom ons hoor die uitnodiging, gee God se kerk nog 'n kans. Want God het soveel meer, sy wil vir ons is soveel meer as afstandige bywoning. Hy wil hê hierdie moet ons familie wees. Dit is my so hartseer dat ons kultuur en die stemme wat daar daagliks ons buite beïnvloed, die stemme van die wêreld, dit is alles oor individualisme. Dit wil ons geloof individualiseer. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor my, oor ek die individu, dit gaan oor die private geloof en dis 'n groot leuen. Die leuen dat jy as Christen alles self moet uitfigure, self op die pad moet gaan, op jou eie dinge moet self moet worstel, self elke vraag moet beantwoord. Die private geloof mis uit op God se geskenk vir die gelowige. En nie net dit nie, die private geloof, die alleen Christen, is ook maar net soos 'n, ek dink aan die natuur, is soos 'n bok. Soos 'n bok op sy eie meer kwesbaar is, so is die gelowige op sy eie meer kwesbaar vir die duiwel. 1 Petrus 5, who prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ek weet individualisme en onafhanklikheid en doen dit self en trek jou sokkies op, al daai goeders word geprys in die wêreld, ek weet dit. Maar nie hier nie. Hier het ons mekaar en ons is nie skaam daaroor nie. Kyk gou weer saam met my op julle blaadjies na Efesiërs 5. Daar is nog een ding wat vir my baie belangrik is wat ek vir julle wil wys, nog steeds onder die saampunt. Het julle gesien dat Efesiërs 5 ons roep tot toenemende transformasie en heiligmaking? Die afgooi van sonde. Het julle dit gesien? Kyk gou saam met my na vers 3. But among you, meervoud, kerk, ons, among you, there must not be a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Een van die groot burdens van hierdie teks is toenemende transformasie en heiligmaking in God se mense. My vraag is, wat bedoel Paulus met not a hint? Nie 'n tritseltjie. Nie 'n tritseltjie nie. Wat bedoel hy? Hy kan nie bedoel ons almal moet perfek wees nie. Hy kan nie dit bedoel nie, want hy weet dit is nie moontlik nie. Hy weet so goed soos ons, daar is seksuele sonde.
Daar is verskillende vorme van onreinheid, groot en klein. Daar is hebsug. Hebsug is die Afrikaanse woord vir greed, wat eintlik in die Griekse breër woord is vir eintlik sê enige vorm van selfsug. Hierdie goeders is, wat beteken hy met not a hint? Want Efese was 'n kerk vol sondaars, ek beloof jou. Wat bedoel hy met nie not a hint? Paulus roep ons, wat hy ons na toe roep is om saam as 'n gemeenskap, so te stry teen sonde, wat hy weet, daar is en hier is in ons midde, om so te stry teen seksuele sonde, wat hier is, om so te stry teen die verskillende vorms van onreinheid en gierigheid. Not a hint beteken nie dat daar nie sonde is nie, maar dit beteken dat ons as 'n gemeenskap so saamwerk om aktief teen hierdie goeders te werk, dat ons dit stadig maar seker as gemeente uit ons lewens uitwerk. Dat dit blyk, dat dit lyk asof daar niks hier is nie. Dat dit 'n getuienis is vir 'n wêreld waarvan hierdie goeders die alledaagse norm is. Nou, hoe gebeur dit? Hoe werk ons saam om toenemend te groei uit ons sondes uit? Hier is wat die Bybel ons wil leer. Net om 'n trekkie terug te vat, ek het 3 punte wat eintlik vir ons bietjie leer oor wat die Bybel leer oor heiligmaking en Efesiërs as 'n boek as 'n heel. Hoe werk ons saam om toenemend te groei uit ons sondigheid? Hier is wat die Bybel ons leer. Vinnige 3 punte. Die werker van heiligmaking is die Heilige Gees. Okay, hy doen die werklike transformasie. Hy oortuig, hy verander ons begeertes, hy is die krag binne my wat my minder lief maak vir sonde en meer lief maak vir Jesus. Die boublokke van heiligmaking is die waarheid van God se woord. Die Gees vat God se woord, oortuig my van sonde en werk dit in my lewe in. Hoeveel dinge het die God se woord my nie al uitgewys wat ek nooit eers van sou geweet het verkeerd is in my lewe nie. Maar hier's die kragtige derde ene wat eintlik Efesiërs 5 is. Wat is die konteks van heiligmaking? Waar behoort dit plaas te vind? Die konteks van heiligmaking, die fisiese plek waar God wil hê die werk moet plaasvind, is hier. Nie op ons eie nie, hier, binne die gemeenskap van gelowiges. Die saam van kerk, sê Efesiërs, is waar die Gees sy beste werk doen. En dis hier waar ek wil beweeg na ons volgende punt toe. Want dit sluit aan by wat ons nou net gesê het. Hoe werk dit dat die Gees sy beste werk doen hier binne in die gemeente? Hoe is dit dat die Gees op 'n unieke manier hier binne die kerk met ons kan werk, wat hy nie kan doen soos wat ons privaat op ons eie wandel nie? Hoe is dit? Hoekom is kerk so belangrik vir die afgooi van sonde? Die antwoord is lig. Die antwoord is lig. Ons moet saam wandel, ja, ons moet saam, ons kort mekaar, soos in ekosfeer, nee? Ons kort mekaar, ons moet saam wees, ons moet mekaar dien, elke liewe een dra by. Maar sonder lig is die hele ding dood. Kyk weer na vers 8. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk, live as children of the light. Kyk na vers 11 tot 13. Take no part in unfruitful works of darkness, but instead expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes light. Ligpunt, Paulus weet daar is sonde in Efese. Soos wat hy weet, daar is vandag sonde hier in ons almal. Daar is seksuele sonde, daar is onreinheid en daar is selfsug hier vandag. En hy sê nie uit met jou, jy mag nie hier wees nie, jy behoort nie in God se kerk nie. Hy sê dit nie. Hy sê nie steek dit weg en maak asof dit nie daar is nie. Hy sê gelowige, bring dit in die lig in. Expose.
visible, make visible, illuminate, bring dit in die lig in. Ek wil eers praat met ons as gelowiges. Hoor asseblief wat God se woord vandag sê, gelowige. Jy kan alles hê. Alles hê vir 'n volwasse en 'n gesonde Christelike lewe. Jy kan die woord hê, jy kan mense hê, jy kan kerk hê, jy kan gebed hê, jy kan selfs die gees hê. Jy kan alles hê. Maar vir so lank soos wat daar donkerte is, vir so lank soos wat jy geheimpies hou vir jouself en of jou man of vrou en wegkruip agter 'n vaandel van heiligheid uit, soos ons ligtank. Alles is daar vir lewe, maar as die tarp oor jou lewe hang en jy kruip weg in die donkerte agter 'n vaandel van heiligheid uit, vir so lank gaan jy geestelik agteruit gaan. Want lig is lewe. Ek het myself gevra, hoekom verwys hy na sulke spesifieke sondes? Jy weet, daar's baie ander sondes, maar hy kies om 'n paar uit te wys. Seksuele sonde, hebsug, gierigheid. Hoekom hierdie spesifieke sondes? Ek dink daar's baie antwoorde op die vraag, maar hier's 'n eenvoudige antwoord wat vir my, ek dink is kragtig vir ons om te hoor. Dink aan hierdie spesifieke sondes wat hy uitwys. Seksuele sonde en gierigheid. Is daar enige ander areas in ons samelewing waaroor ons so geheimsinnig is, soos in die twee areas? Wat ons harte doen om seks, geld en die selfsug van hoe ons tyd spandeer, hierdie goed, is die maklikste om weg te steek. Niemand weet wat jy doen, vir wie jy kyk, hoeveel jy verdien, of hoeveel van jou tyd of geld waar spandeer word nie. Niemand weet nie. Niemand weet behalwe jy en die Here nie. En dit is belangrik vir ons om dit te onthou. Dat die Here weet en ons kan niks vir hom wegsteek nie. En dit is belangrik vir ons om dit te onthou want in vers 5 maak Paulus 'n verskriklike stelling, 'n waarskuwing wat ons almal moet hoor. Ek het nou net gepraat met die gelowige, maar wat van die ongelowige? Ja, ek het nou net gesê gelowige, een van die redes hoekom jy moontlik nie groei of vreugde beleef in jou geloof nie, is omdat jy iets in die lig moet bring, maar ongelowige. Of die waarskuwing in vers 5 is vir die wat dink hulle is gered, maar hulle is nie. Kyk na vers 5 hierdie waarskuwing. No immoral, impure or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance of Christ and of God. En dan vers 7, hierdie is hoekom the wrath of God kom. Hierdie is hoekom die straf van God dag vir dag nader kom. Hier is die waarskuwing. As jy nie hierdie goed in die lig kan of wil bring nie. As jy nie teenoor God en een van jou medebroers of susters hier kan bely wie jy regtig is nie. En as jy aanhou met wat ook al jy mee besig is, dan sê die woord, jy is nie gered nie. En die Here gaan eendag vir jou sê, ek ken jou nie. My vergifnis was vir jou beskikbaar. My vergifnis was hier, kom in die lig in, maar jy het dit nie aanvaar nie. Jy wou bly wandel in die donkerte. Die taal hier is nie expose, soos in gaan en sien iemand anders se sonde en gaan klik op hulle nie. Dis nie die taal nie. Die taal hier is bring jou eie sonde in die lig in. Die taal hier is confession, repentance en accountability. Nie net voor God nie, maar onder mekaar. 1 Johannes 1 stel dit so goed en so mooi, ek moet dit vir ons lees. Hierdie is 1 Johannes 1, wat so mooi optel wat Paulus in Efesiërs skryf. Hy sê, God is light. In him is no darkness at all. If we claim we have fellowship with him, yet we walk in darkness, we lie, and we do not live out the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins,
He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kinders van die lig moet wandel in die lig, want God is lig. Ek het al baie hoor sê, mense sê iets in die lyn van, maar hierdie is tussen my en die Here. Nee, hierdie is tussen my en die Here. Ek sal met die Here praat, en ons sal hierdie uitsorteer, okay? Ja, dis waar. Ja, dit is tussen jou en die Here. Ons sondig teenoor die Here, dis waar. En tog, in beide 1 Johannes en in Efesiërs 5, is om in die lig te wandel, dit is om ons sondigheid te bely, nie net aan God nie, maar spesifiek aan 'n medebroer of suster wat jy vertrou. Dis albei. Dis tussen jou en die Here en tussen jou en jou liggaamlike dele van die kerk, waaraan jy verbind is en een is mee. Ek wens ek kon sê dit was nie so nie. Ek wens ek kon sê, ja, dit is net tussen jou en die Here, maar ons harte is so slinks. Wanneer ek sê dit is net tussen my en die Here, dan los ek ruimte. Ek los ruimte vir my om as ek eerlik is, om my sonde nie so ernstig op te vat nie. Sodra ek dit praat, skielik dan sit in die lig. Dan moet ek my sonde meer ernstig opvat. Wanneer ek sê dit is net tussen my en die Here, dan vermy ek vermy die waarheid in liefde wat wil kom van my broers of susters af, wat omgee vir my. Wanneer ek sê dis net tussen my en die Here, dan eintlik wat ek doen is ek gee ruimte vir sonde om in die donkerte te broei. Te broei en meer van my hart oor te neem en my meer en meer te oortuig, dis nie so bad nie. Dis nie so bad nie. Maar dis soos ons eerlik is. Dis soos ons eerlik is met mekaar, wat sonde sy vermoë verloor om te kan broei. Inteendeel, in die lig begin sonde sterf op 'n unieke manier. Ligpunt, ek erken, hierdie is moeilik. Ek weet dis moeilik. Ek probeer nie sê dis maklik nie. Ek het in 'n hoofstuk van Dane Ortlund se boek Deeper, sy boek se naam is Deeper, maar sy boek is daar 'n hoofstuk getiteld Honesty. En ek het hierdie hoofstuk van baie waarde gevind in my voorbereiding vir hierdie preek. En hoor net gou sy uitnodiging. Hierdie is moeilike goed, maar hoor gou sy uitnodiging. Hy stel dit baie goed. Lees saam met my. Om in die lig in te kom. Everything in us resists this openness. Sometimes it feels like we would rather die. Actually, walking in the light is a certain kind of death. It feels as if our whole personhood, our self, is going into meltdown. And I'll say, hoekom? Why? Because we are losing our impressive appearance in front of other Christians. In confession of concrete, specific sins, the old man dies a painful, shameful death before the eyes of a brother, wrote Bonhoeffer. But what would you say to a baby terrified of being born, wanting to stay in the warmth and darkness of the womb, refusing to come into the light? What would you say? You would say, if you stay there, you will die. The way into life and growth is to come out into the light. Dit is so kragtig. Ligpunt, gelowige of ongelowige, kom na die lig toe, want if you stay there, you will die. Die punt is om sonde dood te maak, om te groei in heiligheid en in gehoorsaamheid. Die punt wat Efesiërs wil maak, is ons kort mekaar. Ons kort die saam van die lig. Ons kort kerk, ons moet dit nie alleen probeer doen nie. Ek weet van julle dink, maar wie moet ek sê? Wie moet ek hierdie goed aan, hoekom moet ek vir hierdie mense ietsie sê wat ek ken hulle nie eers nie? Hoekom? Wie? Julle, ek verwag nie dat jy alles moet gaan sê vir almal wat hier sit nie. Dis glad nie wat gesê word nie. Maar iemand wat jy vertrou, wat 'n gelowige is, saam met jou op hierdie reis. Iemand, en eintlik in 'n perfekte wêreld, iemand wat nie jou man of vrou is nie. Hulle weet redelik jy's 'n sondaar.
Maar ek wil ook nie daai deur toemaak nie. Dis baie belangrik vir ons as huwelikspare om in die lig te kom met die goedes wat ons vir ons mans of vrouens insteek, maar ons moet iemand kry. Iemand wat 'n persoon is in jou lewe wat hulle weet nie net jy's 'n sondaar oor die algemeen nie, hulle weet jy's 'n spesifieke sondaar. Ons almal kort dit, ek ingesluit. Ons gesinsgroepe, ons kerk, wat ons probeer doen, ons kry dit nie perfek reg nie, maar die groepe in ons kerk, ons probeer 'n geleentheid skep vir verhoudings om te groei, sodat ons makliker in hierdie vertroue kan intree, waar ons ons harte kan deel met mekaar. Want ons is 'n familie. Ons is nie net bloot 'n groep mense wat by mekaar kom vir 'n mooi boodskap op Sondag nie. Ons is 'n liggaam. En so ek nooi jou uit, vind daai persoon. Vind daai persoon met wie jy opregte, eerlike gesprekke kan hê oor wie jy regtig is. As hierdie nog steeds vir jou onmoontlik voel, soos ek kan nie, ek's nog nie reg nie, ek wil nie. Hier's een laaste rede hoekom jy in die lig moet kom. Kyk gou weer saam met my op julle blaadjies na vers 14. Paulus haal interessant genoeg 'n lied aan wat hulle sou gesing het in die kerk. Hierdie is 'n lied, net soos wat ons nou gesing het. Hierdie is 'n lied wat hulle sou gesing het. Nou haal dit aan vir die gemeente in vers 14. En wat hy lees daar? Wake up, O sleeper, rise from the dead and Christ will shine on you. Kyk daar en sê vir my, wie se lig skyn op jou wanneer jy in die lig inkom? Wie se lig? Christus se lig skyn op jou. Christus se lig skyn op jou. In 'n wêreld vol leuns, maskers en halfwaarhede waar almal wil voorgee dat hulle lewe so mooi en so oulik is soos die beste social media foto's. In 'n wêreld wat gaan oor status en hoe impressive jy is dit onmoontlik om in die lig te kom, om jou ware self bloot te stel behalwe as die lig waarin ons intree Christus se lig is. Hoekom? Baie van ons dink Jesus of hierdie lig, hierdie ek tree in die lig en baie van ons dink dis soos 'n polisieman se lig. Daai koue accusing light wat in jou oë skyn en jou verblind en jou wil uitvang. Jy weet soos in daai detective stories, dan sit jy in 'n koue donker kamertjie en hy skyn sy lig op jou gesig. Baie van ons dink dis uitvang, toesluit lig. As jy dink dit is die lig waarna jy uitgenooi word, hoor vanoggend die goeie nuus. In 1 Johannes 7 lees ons is gereinig in Jesus se lig van alle sonde. Dis wat Jesus se lig doen. Sy lig spoel oor jou en reinig jou soos niks en niemand anders kan nie. Sy lig is 'n warm lig. Dis soos die lig van 'n sonopkoms na 'n lang, donker aand. Dis 'n lig wat genees en optel en omvou. Vers 1 van ons teks sê, loop in Christus se liefde saam. Dis 'n liefdevolle lig. Ons vrees is dat in hierdie lig gaan daar gesê word, kyk hoe vuil is jy. Maar die goeie nuus is, dis nie wat Jesus se lig doen nie. Sy lig kom en maak jou so skoon, dat in sy lig is jy vir eens en vir altyd onbesoedelbaar. Hoe is dit moontlik? Want hy ruil plekke met ons. Jesus ruil plekke met jou. Hy sien jou daar staan in jou sonde. Hy sien jou daar staan vuil en kaal en hy ruil plekke met jou. Jesus hang kaal en vuil op die kruis sodat ons sy reinheid kan ontvang. En dis nie abstrakt nie, dit het regtig gebeur. Hy het regtig gehang aan die kruis. Almal het hom gesien, kaal, vernederd, gespoeg en gespot. Hy het daai dag die grootste vrees van ons blootstelling beleef, sodat ons in hom nooit dit hoef te beleef nie. Hierdie lig is so warm. Ons kan maar eintlik hardloop na hierdie lig toe. Ons kan hardloop uit die donkerte uit. Want sy warm en liefdevolle arms wag om soos 'n pa jou te omvou. En te sê, dis okay my kind, welkom huis toe. Welkom huis toe.
Ek wil afsluit en net hierdie toutjies bymekaar trek deur een laaste aanhaling van Dane Ortland. In sy boek Dieper bring hy so mooi saam die kerkliggaam, die saam van kerk en die lig van Jesus. En hy vat dit net alles so mooi saam. Dis een laaste uitnodiging vir ons, wat ek hoop ons net weer sal oortuig van hoe goed God se lig is. Hier is die laaste uitnodiging vir ons. Here is the picture that the New Testament is giving us. Before us lies a main hall prepared for feasting. The tables are piled up high with all the dishes we could imagine. The chandeliers are bright, the flowers are beautifully arranged, and the chairs are comfortable and close together. And seating is unlimited. Anyone can jump in. But off the hall are 10,000 little dark rooms with space for only one person each, where we all tend to lurk, hiding with our shames and sins and failures, terrified lest anyone should see our blemishes out in the light. In 1 John 1:7, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, is inviting us to the feast. Together, Psalm, we are being beckoned out into the joy of humility and honesty with each other, where we feast, where we are nourished, and where we are no longer alone. Ligpunt, elke liewe gelowige hier staan nie hier as 'n heilige persoon met alles uitgesorteer nie. Ons staan hier as mense wat die lig van Jesus beleef het, sondaars, maar vergewe en geliefd. Kom ons wandel saam in die ligpunt. Ek gaan ons afsluit oor 'n oomblik van nou af, maar ek wil net 'n geleentheid vir stilte gee. 'n Geleentheid vir stilte vir ons om te reflekteer op dit wat die Gees moontlik op jou hart gelê het. Kom ons raak stil en laat die woord van God insink. En ek sal vir ons afsluit na 'n oomblik. Almagtige God, liefdevolle hemelse Vader, bid in Jesus naam dat U in die krag van die Gees nou die lig sal skyn op ons lewens. Ek bid dat die Gees ons nie sal laat gaan tot ons nie hierdie dinge wat U weet ons in die lig moet bring, tot ons dit nie in die lig gebring het nie, moet ons nie laat gaan nie. Want lig is lewe. Doen dit en wees ons genadig en wys ons daai warm lig van die liefde. Ons bid hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.